Lief my vanoggend oopmaak by Matteus 1 vers 1 tot 2 en Matteus 1 vers 16 tot 17. Dis dieselfde hoofteksgedeelte as laas Sondag, Matteus 1 vers 1 tot 2 en Matteus 1 vers 16 tot 17. Ek wil net hoor, oom Cassie sê bietjie harder, okay. Om net te hoor as hy beter so. Okay. Matteus 1 vers 1 tot 2 en Matteus 1 vers 16 tot 17. Maar net voordat ons lees, kom ons sluit net die oë en dan nader ons ook die Here. Vader, waar ons nou hier as u kinders by mekaar kom, Vader, kan ons nie anders as om u te prys nie. Vader, die lied wat ons nou net gesing het, getuig daarvan dat u waardig is. Vader, dat u seun waardig is. En Vader, mag ons vanoggend aan niks anderster dink as u seun nie. Mag u ons denke sluit vir die Kersfees wat voor lê, vir die dinge van die wêreld. En Vader, mag u ons aandag nou alleenlik op u plaas. Vader, mag u Gees ons harte voorberei vir u woord. En Vader, soos wat ons nou vir 'n paar Sondae preek oor u seun. Vader, mag ons hierdie wysheid en hierdie waarhede vat van wie Jesus werklik is. En Vader, mag ons dit verkondig in die wêreld daar buite. Want Christus is waardig daarvan. En Vader, soos wat ons nou uit die woord gaan lees, Vader, mag die ware leermeester ons lei, u Gees. En Vader, mag u ook sodoende my sondigheid, gebrokenheid op sy sit. En Vader, mag u ook my lippe aanraak. Dat dit wat gespreek word, u waarheid sal wees. En mag u waarheid ons herskep, verander en vernuwe. En Vader, mag ons as dapper disippels en dienaars hier uitstap vanoggend. Vader, ek vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Matteus 1 vers 1 tot 2 en vers 16 tot 17, sê die opskrif vir ons in die 33 tot die 53 vertaling, afkoms van Jesus Christus na die vlees. Vers 1, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak en Isak die vader van Jakob en Jakob die vader van Juda en sy broers. En Jakob die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus, wat Christus genoem word. Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is 14 geslagte, en van Dawid tot die Babyloniese ballingskap 14 geslagte, en van die Babyloniese ballingskap tot Christus 14 geslagte. Net tot sover. En soos wat julle weet, is ons tans besig met hierdie reeks wat handel oor wie is Jesus. En ek moet eerlik wees met julle dat ek kan hier vanoggend met groot vrymoedigheid staan en sê dat elke een wat elke diens bygewoon het geen verskoning om te sê ons weet nie wie hy is nie. Ek glo elke een kan saam met my stem. Ons het omtrent na elke aspek gekyk van wie Jesus is, wie hy was en wie hy tans is en wie hy was hier op aarde ook. Maar vanoggend sluit ons ook af met hierdie reeks en ek met 'n groot dankbaarheid in my eie hart. En die rede daarvoor is, mag ons nooit ophou die woord ondersoek vir 'n dieper betekenis van wie Jesus werklik is nie. Want dit is ons redding, dis die sleutel tot alles en die woord self is Christus. Maar ons sluit vanoggend af met die tweede boodskap oor die bloedlyn van genade. En waar ons laas Sondag begin kyk het na hierdie vrouens wat genoem word in hierdie geslagsregister van Matteus, het ons na die eerste twee vrouens gekyk, na Tamar en Ragab, en in die Ou Testament, en ons het eintlik bietjie vreemde goed van hulle gelees, en vasgestel, hoor jy, hulle was nou nie 'n baie goeie voorbeeld, altyd van hulle nie. Maar raai wat? Die Here se genade is groot genoeg, en wat het hulle gered? Wat het hulle gered? Hulle geloof. Wat het hulle as nie-Jode in God se familie ingebring? Hulle geloof. En sodoende gaan ons vanoggend aanbeweeg en kyk na die volgende twee vrouens wat ons vind in hierdie geslagsregister. En weer eens die vraag vra,
hoekom het Matteus hulle in hierdie geslagsregister neergepen? Ons het dit laas Sondag genoem, net om julle weer in te skerp, onthou gewoonlik word vrouens nie genoem in 'n geslagsregister nie, net mans. Die seun van die ene, die pa van die ene, en so van bo af tot heel onder. So as ons dan vanoggend aanbeweeg, en ons kyk na die derde vrou in ons hoofteksgedeelte, vind ons haar in vers 5 van Matteus 1 en die gedeelte sê as volg. En Salmon, die vader van Boas, by Ragab, en Boas, die vader van Obed, by Rut, en Obed, die vader van Jesai. Nou, vanoggend gaan ons begin om na Rut se storie te kyk, en ons vind Rut in die Bybel in Rut die boek, in Rut 1 tot 4 in die Bybel. En sy was 'n Moabiet gewees, so weer eens 'n vrou wat nie 'n Jood is nie, wat nie 'n Israeliet is nie, maar 'n Moabiet. Nou wat baie interessant is, die Moabiete se oorsprong kom van 'n baie vreemde verhaal af, maar 'n verhaal van incest, soos die Engels sal sê. 'n Verhaal, en wat dit beteken is 'n verhaal waar familie saam met mekaar slaap. 'n Pa en 'n dogter, vir ma en 'n seun. En sodoende vind ons eintlik die oorsprong van die Moabiete net na Sodom en Gomorra vernietig was. En Lot en sy dogters was in so 'n tipe van 'n grot affære gewees, en Lot se dogters maak hom dronk, en hulle slaap saam met hulle pa. En al twee dogters word swanger, en die nasies van die Moabiete en die Ammoniete bestaan uit elke stam uit van die dogters. En baie interessant, omrede Rut 'n Moabiet was sy vervloek deur die Here. Kon sy nie deel hê aan die beloftes van die Here nie. Maar aan die een kant was Rut nie eintlik soos die ander vrouens walglike dinge gedoen of seksuele sondes gehad nie. Sy was eintlik 'n vrou wat morele waardes gehad het. Niemand kon enige vlek of rimpel fout vind in haar lewe nie, en niemand kon iets slegs sê van hierdie vrou nie. Maar al wat verkeerd was die stam in wie sy gebore was. En ons lees van hierdie vervloeking in Deuteronomium 23, vers 2 tot 3, wat praat oor die vervloeking wat God oor hulle geplaas het. En dit sê, geen baster mag in die vergadering van die Here kom nie, selfs nie sy 10de geslag mag in die vergadering van die Here kom nie. Geen Ammoniet of Moabiet mag in die vergadering van die Here kom nie, selfs hulle 10de geslag mag nooit in die vergadering van die Here kom nie. En hierdie vervloeking sê eintlik, julle wat daar is nie deel van God se mense nie. Julle wat daar is vervloek omrede die sondes van julle voorouers. Julle wat daar is nie heilig nie. Julle wat daar is, kan nie regverdig word nie. Julle wat daar is, kan nie deel hê aan die tempel se dinge nie. Julle wat daar is, se sondes kan nie vergewe word deur die offers in die tempel nie. Maar Rut se storie begin deur 'n groot hongersnood wat in Israel gebeur het. En 'n Jood met die naam Elimelech en sy vrou Naomi en hulle twee seuns trek van Israel af omrede hierdie hongersnood en verlaat hulle huis en trek na Moab toe om ook te vlug van die hongersnood af. En in hierdie tydperk in Moab trou Naomi se twee seuns met twee Moabitiese vrouens en een van hierdie vrouens is Rut. Maar kort daarna slaan groot tragedie hulle en Naomi se man en haar twee seuns sterf. Maar in hierdie tydperk was Rut, of toe Rut nou 'n skoondogter was van Naomi, vind sy vir God. Sy vind die God van die Israeliete, sy vind die God van Naomi deur haar invloed in haar lewe. Sy vind hom nie net, sy glo aan hom en sy verkry geloof en sy dien hom. Maar met hierdie wat Naomi se man gesterf het en haar twee seuns, verlang sy om weer terug te gaan huis toe. En sy wil weer teruggaan na Israel toe, haar geboorteland, en raai wat sê sy vir haar skoondogters? Sy sê, asseblief doen dieselfde. Keer terug na julle vader se huise
want ek kan nie vir julle sorg nie. En in hierdie konteks moet ons mooi verstaan, vandag het vrouens regte, nê? In daai tyd kon 'n vrou omtrent nie as 'n weduwee oorleef het nie. Sy mag nie gewerk het in sekere aspekte nie, sy het nie geld gekry en 'n inkomste gekry nie. Sy het nie 'n man gehad wat miskien in die veld kon gewerk het en die skape opgepas het nie. Maar Naomi het nog minder as dit, sy het nie net haar man verloor nie, maar tot haar 2 seuns. En dis hoekom sy sê vir haar 2 skoondogters, gaan terug huis toe. Maar Rut sê nee, sy sal nie. Sy wil haar volg en ons vind hierdie in Rut 1 vers 16. En sy praat met Naomi, haar skoonmoeder, en sy sê, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie, want waar u gaan sal ek gaan en waar u vertoef sal ek vertoef. U volk is my volk, u God is my God. Nou hierdie is 'n baie bekende gedeelte wat baie keer gebruik word by die instel van 'n huwelik. Word hierdie gedeelte gebruik. Jou familie is my familie. Jou God is my God. Ek gaan jou vir altyd volg. Maar wat vir my so mooi is dat Rut hierdie geloof het in hierdie God wat sy nou net ontmoet het. En sy sê, ek gaan saam my skoonmoeder na die land toe van hierdie God. Maar toe hulle terugkeer Israel toe, was die lewe nie maklik nie. Hulle het 'n harde lewe geleef en in daai tyd wat hulle gedoen het is, nadat hulle graanvelde klaar gepluk het hulle baie keer nie al die graan gepluk as prins nie. Dan het hulle laat die weduwees inkom en hulle kan vir hulle kos pluk in die veld. En op hierdie oomblik waar hulle staan in die veld, draai Rut om en sy sien die eienaar van die veld van die plaas. En wat volg is eintlik 'n liefdesverhaal wat so bietjie vreemd begin het, want Naomi motiveer toe vir Rut om nie net te trou met Boas, hierdie eienaar van hierdie plaas nie, maar dat sy hom sommer moet vra om met haar te trou. Nou tot op die standaarde van vandag waar dinge nou al bietjie nie meer so streng is nie, is dit nog steeds vreemd as die vrou die man vra om te trou. Nee, dit is in ons standaarde 'n vreemde ding, maar ek weet dit gebeur en miskien is dit nie so vreemd nie, maar veral vir daai tyd waar 'n vrou se posisie heeltemal anders was as die man se, was dit 'n vreemde gebeurtenis. Maar wat interessant is, direk daarna trou hulle en hulle kry 'n seun met die naam Obed. En Obed is die oupa van koning Dawid. En nou kan ons onsself die vraag vra, maar hoekom word Rut genoem in hierdie geslagsregister, in hierdie bloedlyn van Jesus? En die rede is vir haar geloof. Mense, ons kan vinnig aan Dawid vaskyk. Dawid wat eintlik 'n moordenaar is, wat oorspel gepleeg het, en ons kan vinnig aan Juda vaskyk, aan Abraham vaskyk, maar hulle moet genoem word want hulle is die mans. Hierdie vrouens word genoem omrede hulle geloof. Omrede die Here gevind het. En wat vir my so mooi is, al was hy vervloek soos wat elke een van ons vervloek is as ons gebore word, deur die sonde wat in ons is, wat maak dat ons nie vir God ken nie, en ons kan nie hemel toe gaan nie, so was hy vervloek gewees, maar deur God se genade en geloof, het sy die vervloeking vrygespring. Is dit nie presies wat Jesus Christus gedoen het aan die kruis nie? Freddy het nou gepraat van, Christus was nie net aan die kruis nie, hy het die dood oorwin, hy het uit die dood uit opstaan, hy het opgevaar hemel toe en hy kom eendag terug. God wys vir ons in hierdie geslagsregister dit wat Christus ook in 'n volmaakte manier gaan doen. Ons vryspreek van die vervloeking van die sonde. Ons vryspreek van ons ongeregtigheid. En sodoende moet ons besef, as ons vandag ook in daai wêreld daar buite kyk, en om Freddy die vraag vra, maar hoekom? En die rede hoekom hulle dit nie vir Christus ken nie, is omrede hulle vervloek is. En ons dink baie keer, daai mense so hardkoppig, hoekom kan hulle nie vir Christus aanvaar nie? Maar vra jouself die vraag, waar was jy voor Christus? Net so verlore, net so blind. Paulus skryf vir ons en hy sê, jy's nie net blind nie, jy's doof, jy's aan die slaap, jy's dood voor redding. Mense, dit is tyd dat ons bid vir dies wat dood is. Bid vir dies wat aan die slaap is, dat hulle oë sal oopgaan.
dat hulle ook kan sien hulle is in 'n vervloeking. En dat hulle kan sien dat al wat hulle moet doen is in geloof Jesus Christus aan. So eenvoudig soos dit, en raai wat verkry jy? Jy verkry nie net 'n nuwe huisgesin, 'n nuwe familie in Christus nie, jy verkry 'n ewige familie in Christus. En dan wil ek so vlugtelik na die volgende vrou verwys. En ons vind haar in vers 6 van ons hoofteksgedeelte. En dit sê, en Jesai, die vader van koning Dawid, en koning Dawid, die vader van Salomo, by die vrou van Uria. En wat baie interessant is, die vrou van Uria is Batsheba. Nou ek seker elke persoon wat hier is vanoggend ken die verhaal van Batsheba. Koning Dawid het by sy venster uitgekyk en hy het hierdie mooi vrou gesien wat bad. En raai wat, hy het nie weggekyk nie. Hy het laat sy luste, sy vleeslike begeertes oorneem en wat doen hy? Hy vind uit wie sy is. Hy vind uit sy is getroud met 'n man wat sy naam Uria is. En hierdie man is in sy weermag. En wat doen Dawid? Hy stuur daai man 'n boodskap na die voorveld van die oorlog toe en sê, plaas hierdie man in die voorste lelie, in die voorste lyn, want, sodat hy kan sterf, sodat hy Batsheba vir homself kan verkry. En sodoende vind ons in Jesus se bloedlyn weer eens moord, 'n moordenaar, 'n egbreker, maar ons vind God se genade ook. Wat vir my baie hartseer en mooi van hierdie verhaal is God het hom gestraf. En ek wonder, wie kan vir my vanoggend sê, hoe het God vir Dawid gestraf, nadat hy hierdie dinge aangejaag het? Om vrede. God het 100%, dankie om vrede. God het die kind laat sterf, nadat Dawid gevas het vir dae, gebid het vir dae. Want hoekom? En dit wys vir ons dat God waar is en wie hy sê hy is. Hy kan nie saam met sonde leef nie en hy moet sonde straf. En hierdie konteks is nou natuurlik nie toepaslik in ons konteks van vandag, dat wanneer jy sonde doen, gaan jou kind sterf nie. Hierdie is 'n Ou Testamentiese konteks, jy moet dit asseblief nie verkeerd verstaan nie. Maar wat sien ons? Ons sien dat nadat God hom gestraf het, het hy hom ook vergewe. Want God kon hom nie vergewe het as hy hom nie gestraf het nie. En dit is presies dieselfde hoekom Jesus gekom het. God moes vir Christus straf aan die kruis. Hy kon nie anders nie, sodat ons vrygespreek kan word. God kan nie teen sy natuur dra nie. Mense, ons moet vir Christus ook so sien. Christus het 'n vervloeking geword vir ons aan daai houtkruis. Ons het hieroor ook gepraat. En dan kan ons miskien vir onsself die vraag vra, hoekom word die vrou se naam nie gebruik nie? Hoekom word Batsheba se naam nie gebruik nie, maar die vrou van Uria? Is dit omrede Batsheba hierdie vreeslike verleier was? Nee. Die rede is om koning Dawid se sonde uit te wys. Om te sê, sy was getroud, hy het al hom doodgemaak en hy het sy vrou gevat. En hoekom doen die skrywer hierdie? Want onthou, in hulle konteks het hulle vir Dawid, vir Moses, vir Abraham, vir Isak en vir Jakob amper veraf God. Dis koning Dawid, die grootste koning wat al ooit daar was vir die Jode. Dit is eintlik die rykste tydperk in die Jode se geskiedenis is daai tyd. Maar wat kom die skrywer en hy doen? Hy breek daai afgod af. Die Engels sê 'n idol wat die Jode het, en ons doen dit ook in die kerk. As ons praat oor die groot predikante. Die Here het my daarom geseën om nie so goeie predikant te wees dat mense my so hanteer nie. Ons doen dit deur as ons praat oor Angus, as ons praat oor Spurgeon, dan verafgod ons iemand wat ook gebroke en net soveel vir Christus kort as wat ons doen. En die skrywer kom en hy sê, hoorie, maar Dawid was net so gebroke soos Tamar, soos Rahab. Staan net so skuldig soos hulle, is net so sondig en gebroke soos hulle, maar hy vat dit eintlik verder en ons haal dit deur al hierdie 4 verhale uit. God wys vir ons dat Jesus uit 'n gebroke sondige bloedlyn kom.
en dis hoekom hy moes kom. Want as ons dink aan Jesus, dink ons hy moet eintlik uit hierdie heilige bloedlyn kom, en ons lees eintlik dat meeste van die vrouens was nie eers Jode gewees nie. 'n gebroke bloedlyn, en wat wys dit nog vir ons? Dat God se plan van die begin af al was, nie net vir Jode nie. Redding was nie net van die begin af, dit was nie soos, net omrede die Jode nie vir Jesus aanvaar het die woord en die belofte uitgegaan na die wêreld toe nie, was nog altyd die plan gewees. Dit was nog altyd die plan gewees. Ek praat deur die week met 'n broer in die geloof en ek sê vir hom, wat vir my so onbeskryflik groot wat is die likelihood, soos die Engels sal sê, dat ons vandag hier sit en tot redding al gekom het. Dink gou daaraan. Hoeveel ouers het jy? 2. Hoeveel ouers het elke een van jou ouers gehad? 2. So dis 2, 4, dan gaan jy 8, dan gaan jy so aan en so aan. Tot en met by, kom ons sê, Noag. Almal is uitgewis, Noag het met die ark gekom. As daar een persoon nie daar was nie, was jy nie gebore nie. Dink gou die persoon, of die predikant, of die persoon op die straat wat eintlik jou gelei het tot die Here. Miskien deur een diens, miskien deur een keer wat jy gehoor het van Jesus. Dink gou, wat is die likelihood dat God hom daar geplaas het op daai oomblik om met jou te praat oor Jesus? Weet julle dat elke keer as Christus verkondig word, is dit 'n wonderwerk? Want God het jou gekies, jou opgelei om dit te doen. Hy het jou gekies vir die grondlegging van die aarde, om miskien oor 10 minute as ons hier uitstap, jou seun of jou dogter te bel wat vir Christus nie ken nie, en hulle te vertel van hom, want jy weet wie hy. Ons sien in Matteus se geslagsregister, eerstens dat Jesus, en hier is my belangrik, werklik bestaan het. Tweedens, dat hy voldoen aan al die profetiese voorvereistes om koning te word. Derdens, dat God se genade teenoor die mens sien ons in dit, maar ook sy plan van redding deur Jesus Christus en geloof. Laastens sien ons die noodsaaklikheid van die Messias, want nie Dawid, nie Job, nie Jura, nie Abraham, nie een van hulle was enigiets sonder die genade van God nie. Nie een van hulle was enigiets sonder die geloof wat hulle verkry het van God nie. Elke een van hulle en elke een van ons kort vir Christus. Sonder Christus is ons niks en mense, dis hoekom ons kan nie hoogmoedig wees in die kerk nie, want wie is jy om hoogmoedig te wees? Wie is ons om hoogmoedig te wees? Ons is absoluut gemors sonder Christus. En ons verdien die hel. En met die in gedagte wil ek dan vanoggend afsluit en die reeks afsluit met die volgende opsomming van waarhede van wie is Jesus regtig, deur al hierdie preke wat ons gedoen het. Jesus is die seun van God, en hou hierdie in jou hart asseblief. Jesus is die seun van God, hy is God self, hy was teenvolle mens en teenvolle God hier op aarde. Die Heilige Gees is sy gees ook, en verkondig alleenlik dit wat uit Christus kom. God die Vader het deur sy seun en tot sy seun alles geskep. Christus het jou nie net kom red nie, jy is uit hom uitgeskep. Jesus is die woord van God, hy is die redder van die wêreld, hy het die dood oorwin. Jesus heers tans oor alle dinge hier op aarde en in die hemel. Sy naam is bo elke naam. Jesus is ons hoëpriester, ons middelaar by die Vader. Hy is die hoof van die kerk en sy liggaam is die kerk. Net die wat in sy liggaam is en wat aan hom glo, sal eendag by die Vader uitkom. Jesus is die sleutel tot alles. Jesus het deur sy kruisdood ons nie net een met homself gemaak nie, maar een met mekaar. En mense, wat 'n skandevlek is dit nie, as ons as kerke beklei nie. Maak ons nie vir Christus aan die kruis staan tot leenaar, want hy het ons een met mekaar ook gemaak. Hy is die getroue seun, die sleutel tot alles, die koning van konings, die redder, die verlosser, die saligmaker, die woord, die lewe, die begin en die einde, die een wat was, wat is en wat weer sal kom. Hy is ons hoëpriester, volmaakte voorbeeld, dienaar van sy Vader, hy is die Messias.
Mense, dit is wie Christus is. En ons kan miskien kon ek vir jare aangeskryf het wie hy is. Want Christus is so groot, jy word nie daagliks verdiep in die betekenis van wie hy is. Maar mense, verkondig ons die Messias in hierdie wêreld. Of verkondig ons vir liewe Jesus? Liewe Jesus in die kinderbybel. My vraag is dan vanoggend, het jy hom al ontmoet, hierdie Messias? As jy nie het nie, is dit nou die geleentheid. En raai wat, en hierdie is iets wat jy ook moet gebruik in hierdie wêreld. Jy hoef niks te doen nie. Jy hoef nie eers te bid en jou sondes agter te laat, want jy kan in elk geval nie bid nie. Dit het nie die Gees nie. Gaan net na hom toe. Nee, hy het liefde en genade nie. Christus is die definisie van liefde en wat genade is. Hy sê vir jou, kom soos wat jy is, met jou gebrokenheid, met jou sondigheid, en ek sal jou verander. Mense, dis hoe maklik dit is om tot redding te kom. En as jy vandag of vanoggend hom nie ken, gaan huis toe en nader hom net. Ek beloof jou, hy sal jou skoon maak, want hy beloof hy sal, en hy is getrou. En dan vir die wat hom ken, mag ons nooit sy grootheid vergeet, en mag ons nooit stop om hom te eer en te verheerlik en te dien nie, want hy is waardig. Weet jy hoekom sit jy vanoggend waardig hier van die ewigheid? Omrede hy waardig is. Weet jy hoekom sit jy vanoggend regverdig hier en skoon? Omrede hy regverdig is en omrede hy skoon en rein is. En mense, dan wil ek afsluit, ons het so 2 minute. Ek wou graag hierdie gedoen het, want Freddy het net ook gepreek hier vanoggend, so en ek kon net gesing het en huis toe gegaan het. Maar ek wil nou graag vra, ek gaan vir julle vraag en vir julle 2 minute gee. Vind gou iemand in jou hart, in jou denke, 'n familielid, elke een van ons het een, wat nie vir Jesus ken nie. Vind hom gou in jou denke. Ek gaan ook my oë toemaak, as ek sien julle het klaar gebid, gaan ek bid, maar ek vra nou, bid vir daai persoon nou. Vra vir die Here dat sy Gees in daai persoon sal werk, dat hy uit die vervloeking sal kom. Dat hy sal sien wie Jesus is en wie Jesus werklik is. En ek vra dan vir julle om tot en met volgende jaar, dis nie ver nie, net so om die draai, om elke dag vir daai persoon te bid en kyk wat doen die Here volgende jaar in daai persoon se lewe. Mag ons nooit ophou bid vir ons geliefdes en vir die gebroke wêreld daar buite. Kom ons sluit die oë. Vader, ek sluit aan by elke gebed hier vanoggend. Vader, mag hierdie persone 'n ontmoeting hê met U. Vader, mag ons hulle leer wie Jesus is. Mag hulle vir Jesus sien in ons lewens. En Vader, mag ons nooit ophou om hom te verkondig nie. Want Vader, as ons ophou, beteken dit dat ons nie weet wie is Jesus. Dat die grootheid van wie hy is, ons nie laat beskaam staan as ons dit nie doen nie. Verwysend, liewe Heer, dat ons dit nog nooit ervaar het nie. En Vader, sodoende bid ek vanoggend vir elke persoon wat hier sit, wat miskien twyfel het. Vader, ek prys U vir daai twyfel. Mag daai twyfel vanoggend hulle na U toe bring, om te sê, Here, ek weet nie of ek U seun het nie. Ek weet nie of ek een is met hom nie. Maar Vader, ek wil wees. Vader, mag daai persoon absolute liefde en genade tans ervaar. Vader, mag hier daai harde hart oopbreek
En mag die Gees dit vul met sy vrug, met sy wese, en mag Christus woeker daar binne tot in alle ewigheid. En Vader, sodoende dra ek elke gemeentelid, elke vriend van die gemeente op. Vader, mag ons hierdie Kerstyd vir Christus vier, vir wie hy werklik is. Nie die kindjie in die krib nie, maar 'n dienaar, 'n voorloper, ons redder, ons saligmaker, ons koning van konings, en die een wat weer sal terugkom. Vader, mag ons altyd hoop vind daar binne, en mag ons altyd vashou aan die beloftes wat sê hy sal ons nooit verlaat nie. Mag ons vashou aan die belofte wat sê, onthou ek's by julle tot die volëinding van hierdie aarde. En Vader, mag ons nou as ons sing, met volle bors, harte gevul met vreugde, mag ons elke woord bedoel. En mag ons met groot vreugde U naam nou loof en prys en ook groot maak. Vader, ek vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Julle kan dan asseblief staan en ontvang die seën. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om jou teen die aanvalle van die bose te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Here jou tot in alle ewigheid. Amen.